Joshua 24 vanaf vers 13 tot 33. Goed gemeente, die wat dalk volgende die kuier of gaste is, of vir die eerste keer is, of sommer net nuuskierig is oor wat hier aangaan by ons. Ons is besig met 'n reeks van 4 wat gaan oor huisgeloof, en die fokus is daarop is om families, gesinne, individue weer die klem te laat lê op hoe belangrik geloof by die huis is, 24 uur van die dag, 7 dae 'n week. Dat dit nie net 'n Sondag ding is nie. En ons het verskeie tekste nou al aangeraak wat gaan praat oor hoe ons dit moet oorbring aan ons kinders en aan generasies. En volgende is nou die laaste ene van hierdie reeks, en ek gaan nou aan die einde, as ons by die ander afkondigings kom, vir net 'n kort videoetjie wys om vir u te sê hoe gaan dit lyk? Hoe gaan dit volgende jaar lyk en wat gaan ons doen? Maar ons gaan eers volgende na die woord van die Here luister aan hoe belangrik dit is. Nou voor ek Joshua 24 lees, net vir u dit sê dat die konteks hiervan, die volk is nou, weet, hulle het getrek, ek gaan nou vir u verduidelik daarvan, hulle is binne in die beloofde land, die land is reeds verdeel aan die stamme van Juda, of van die Israeliese stamme, en nou net voor Joshua aftree, roep hy al die leiers en die volk by Sichem bymekaar, en dis ook die plek, sê hulle, waar God aan Abraham 600 jaar terug, voor hierdie gebeur het, verskyn het en gesê het, Abraham, hierdie land gaan ek vir jou nageslag gee. En nou is hierdie mense in hierdie land aan wie hy dit vir sy nageslag gegee het. En dan sê hy vir hulle hierdie volgende woorde. Ons lees vanaf vers 13, hoofstuk 24. Ek het julle 'n land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon. Julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die afgode wat julle voorvaders aanderkant die Efraat en in Egipte gedien het, en dien die Here. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het aanderkant die Efraat, of die gode van die Amorite, in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Die volk het geantwoord, ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. Dit is die Here ons God wat ons en ons voorvaders uit Egipte, die plek van slawerny, gebring het. Hy het daardie groot wonders voor ons oë gedoen, en hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het, en teen al die volke deur wie se gebiede ons getrek het. Die Here het al die volke vir ons uitverdryf, die Amorite wat in die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien, hy is ons God. Maar Joshua het vir die volk gesê, julle kan nie die Here dien. Hy is 'n heilige God, hy is 'n God wat onverdeelde trou eis, en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. As julle die Here verlaat, en julle dien vreemde gode, sal hy wat aan julle goed gedoen het, teen julle draai en rampe oor julle bring, en 'n einde maak aan julle. Die volk het vir Joshua gesê, nee, ons sal die Here dien. Toe sê Joshua vir die volk, julle self getuies daarvan, dat julle gekies het om die Here te dien. En hulle antwoord, ons is. Toe sê Joshua, verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit, en wy julle heeltemal aan die Here, die God van Israel. En die volk sê vir Joshua, ons sal die Here ons God dien, ons sal na hom luister. Joshua het daardie dag vir die volk 'n verbond gesluit en vir hulle daar in Sichem voorskrifte en bepalinge vasgelê. Hy het die dinge in die wetboek van God opgeskryf, 'n groot klip gevat en dit daar onder 'n groot boom by die heiligdom van die Here regop gesit. Hy het vir die volk gesê, sien julle die klip? Hy sal die getuie teen ons wees. Hy het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Hy sal die getuie teen julle wees dat julle nie God sal bedrieg nie. Daarna het Joshua die volk laat gaan, elkeen na sy grond toe. Na hierdie gebeure het Joshua seun van Nun, dienaar van die Here, gesterf. Hy was 110 jaar. Hy is begrawe in die gebied wat aan hom gegee was as besitting in Timnat-Serach in die Efraimsberge noord van Gaasberg. Israel het die Here bly dien tydens die lewe van Joshua en tydens die lewe van die leiers wat vir Joshua oorleef het en alles ervaar het wat die Here vir Israel gedoen het. Die liggaam van Josef wat deur die Israeliete uit Egipte gebring is in Sichem begrawe. En die stuk grond wat Jakob by die nageslag van Gamor, vader van Sichem, gekoop het vir 100 stukke silwer. Die grond het die eiendom van die nakomelinge van Josef geword. Ook Eleazar, seun van Aaron, is oorlede. Hy is begrawe in Gebea, 'n plek in die Efraimsberge wat aan sy seun Pinjas toegeken was. Goed, dis tot sover ons skriflesing vir oggend.
Gemeente, ons gaan vanoggend kyk na twee dinge. Ons gaan kortliks kyk na wie God is, wat God doen en hoe ons moet reageer. En dan gaan ons kyk na hoe ons reageer. En dit gaan ons doen met 3 stoele. As voorbeeld vanoggend. So ons gaan nou die eerste helfte gaan ek hier bo doen, die tweede helfte gaan ek hier onder doen, hier by die stoele. Nou gemeente, hierdie gedeelte wys vir ons alles wat God vir sy kinders gedoen het en hoe hy wil hê dat ons hom toegewyd moet dien. Die backdrop van hierdie gedeelte is dat ons in Genesis baie aangejaag het in die tuin van Eden. Ons het in sonde geval, ons wil nie meer by God wees nie, ons is skaam vir hom. En dan wys Genesis 3 van daar af net verder, wys vir ons maar hoe God weer die lyne opgetel het en gesê het, goed, dis nou wat gebeur het, dis nou hoe dit is, maar ek gaan weer myself verbind aan julle. En daardeur wys hy vir ons sy mag en sy liefde, hoe hy homself konstant aan ons openbaar en sê, maar ek wil hê julle moet deel van my wees, ek trek julle in. Goed. Dis wat God doen, dis wat hy nog altyd gedoen het, en dit is wat hy nog altyd sal doen, en daarom is dit geldig vir my en vir jou ook. Nou in die gedeelte wat ons gelees het, net die 13 verse voor dit, in Josua 24 vers 1 tot 13, kry ons 'n opsomming van wat die Here gedoen het. Josua sê, okay, Israeliete, kyk gou hierso. God het Tera, Abraham geroep, nee, en Abraham het kinders gehad, en Jakob het opgeëindig in Egipte, en toe was julle daar vir baie lank gewees, en toe stuur ek vir Moses en vir Aaron, nee, en hy het julle uit die beloofde land, uit Egipte gevat, nee, ek het julle deur hulle gered, julle gelei in die woestyn, nee, deur die Rietsee gevat, deur die Jordaan gevat, Jerigo se mure het geval, die Amoritiese konings, ek het hulle doodgemaak, nee, hy lys dit, jy kan maar gaan lees daarso, bietjie later as jy wil. En dan sê hy, Israel, luister mooi, kyk bietjie, dis wat God gedoen het. Nee, daar's net een God, dien hom alleen, wy jou hele lewe aan hom. Nou, dalk moet ons dit sê net vinnig, ons het dit al so baie genoem, onthou die konteks van daai tyd was, daar 'n afgod was vir elke liewe ding. Aan die ander wyse, daar was 'n riviergod, daar was 'n oesgod, daar was 'n seksgod geweest, 'n vrugbaarheid god geweest. Nou was God vir elke ding en hierdie mense het hierdie gode aanbid binne hierdie gedeeltetjie van hulle lewe. En nou kom Josua hierso en hy sê, kyk wat die Here gedoen. Dien hom alleen. En weet julle wat? Ek het gesien wat die Here gedoen het. Ek het beleef wat hy gedoen het. Ek was deel van hierdie wonderwerke. Ek in my huis gaan die Here dien. Reg. Die volk, weet julle dit gehoor, 3 keer, nee, sê hulle, Josua, ons het dit beleef, ons het dit gesien, ons gaan ook die Here dien. Ons gaan die Here dien. Ons gaan die Here dien. Ons gaan gehoorsaam wees aan hom. Jy kan maar getuie 'n klip opsit. Ons verstaan hierdie werk. Ons verstaan hierdie ding. So as gevolg van wat God gedoen het, vra God loyaliteit, gehoorsaamheid en dat ons die Here alleen sal dien. Maar gemeente, nou weet julle ook al die refrein van hoe ons prediking gaan, dat ons 'n ding opbou en dan kom ons by Jesus Christus, want dis die hoogtepunt. En vandag gaan ons begin met die hoogtepunt. Want dit wat Joshua hierso vir die volk sê, om te sê, maar dien die Here alleen, kyk terug, nee? Kyk, waar was julle? Kyk, waar is julle nou? Kyk, God het die beloftes vervul. Hy noem hierso van die mense wat begrawe is, nee, hy noem hierso van Josef se lijk, Eliezer se lijk, weet, dit beteken dat God se beloftes het die volle sirkel gegaan. Hy het beloof, Josef, ek gaan jou in die beloofde land bære. So hulle se lijk saamgevat, nee. So, hy sê, kyk, wat doen die Here? Maar vir my en vir jou is dit dieselfde, en dalk leer ons gou vanoggend iets hier van lyne. Want, soos vir die Ou Testament, waar ons praat oor Egipte, ons was slawe in Egipte, en ons weet, die wet van God begin ons so, toe die Here God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Daarom, ek is die enigste God, moenie beelde maak nie, moenie my naam heilig gebruik nie, eer die Sabbat, eer die vader en moeder, moenie moord pleeg nie, moenie egbreek pleeg nie, moenie steel nie, moenie valse getuies gee nie, moenie begeer nie. En die res van die wet wat daarop kom. As gevolg van wat ek vir julle gedoen het, eer my nou. Maar dieselfde, gemeente geld vir my en vir jou, en kyk gou hierdie mooi lyne, dalk leer jy iets vanoggend, dalk het jy dit nie geweet nie. Maar op dieselfde manier, as wat Egipte 'n plek van slawerny was vir die Israeliete, op dieselfde manier het sonde, was ons slaaf gewees. Ons was onder die heerskappy van nie God nie, van iets anders.
Nee, slawe van die sonde gewees en op dieselfde manier as wat God vir Moses en Aaron gebruik het om ons daar uit te lei, het hy self mens geword. Nee, Jesus Christus aan die kruis gesterf, opgestaan, nee. Hy het ons uit die plek van slawerny gevat na 'n nuwe lewe toe, na 'n nuwe beloofde land toe. En dis nie net nou en hier waar kan jy al die nuwe lewe reeds het nie, maar dit kom ook nog op 'n baie meer volledige manier. Romeine 12 vers 1 tot 2. Dink ek beeld dit wat hier gebeur uit Josua 24 die beste uit. Romeine 1 vers 11. Romeine hoofstuk 1 tot 11. Gaan oor Paulus wat skryf. Kyk hierso. Dis waar julle was, dis waar julle is. God het julle verlos. Nee, julle was slawe van die sonde. Dis almal gered. Dis nie net Israel nie, dis ook heidene wat gered is. En dan hoofstuk 12 vers 1 tot 2. En nou beteken dit wat vooraf staan het betrekking. En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God. Net wat hy gedoen het, het julle gered, nee, julle is nie meer verlore nie, julle is vry, julle is nuwe mense in God. Op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is, nee, jou hele self, met jou hart, siel, verstand en jou hele liggaam. Shema Yisrael, nee, jy moet die Here jou God dien, lief hê, gehoorsaam wees, nee, jou hele lewe, werk, speel, rus, skool, al die goeders, sit jou hele lewe onder die Here, gee jouself as offer vir hom. So ook vir my en vir jou, vra God, dat ons hom alleen sal eer, sal dien, sal gehoorsaam wees, en sal afsien van ander gode, wat vandag nou nie noodwendig Baal en Astaroth en Zeus en Bacchus en al die gode is nie, maar vandag weet jy, het ons het al baie gesê, is materialisme, nee, ons beeld, geld, weet, verhoudings, so baie, goed, dit is die afgode vandag. Goed, so hier is die lyn, nee, so die Here sê, ek het julle gered, en dit is die lewe wat ek vir julle verwag, maar kom nou, gaan ons kyk, na hierdie 3 stoele ding, want nou gaan ons kyk, maar hoe reageer mense nou hierop? Want dis tog nou die ding waar ons by vas staan. En ek gaan net hierdie ding aansit. Ek het nog nie die vermoë om van onder af neer te sit. So nou daar's 3 maniere wat die teks vir ons wys hoe ons reageer, nee, wat ons toewyding uitbeeld op dit wat God vir ons doen, op al hierdie wonderlike dinge wat hy vir ons leer en wat hy vir ons sê. Nou gaan ek vir jou vanoggend 3 generasies uitwys hierso, wat die gedeelte van ons praat, nee, en gaan hierdie stoele gebruik wat hier so staan, om vir jou hierdie generasies uit te beeld. Nou generasie 1, hier is generasie 1, generasie 2, generasie 3, wat julle nog nie van gelees het nie, ons gaan nou daarby kom. Binne oomblikke gaan jy weet in watter stoel jy sit. Of jy in generasie 1 se stoel sit, generasie 2 se stoel of in generasie 3 se stoel. Jy gaan weet waar jou ouers en wat die stoel hulle sit. Jy gaan weet in wat se stoel jou kinders sit. Jou boeties, jou sissies, jou vriende. En ons gaan ook aan die einde kyk, wat sê die Here oor waar wil hy moet ons wees. Nou generasie 1, hierdie was Joshua. Dit was sy gesin. Dit was die mense wat in sy onmiddellike omgewing was, wat saam met hom geleef het. Hierdie mense het God se dade en wonderwerke absoluut beleef. Hulle het dit gesien, hulle het saam met God geloop. Hulle het in afhanklikheid van God konstant geleef. Nee, hulle was deel van die wonderwerke. Dis die tipe mense wat met oortuiging sê, weet jy wat? Ek en my huis, ons sal die Here dien. Generasie 2 het ons van gelees. Dis die mense van Rigters van Josua 24 vers 31. Hierdie is die mense wat sê maar hulle het tweedehandse kennis van God se dade. Hulle het ook nog die Here gedien. Hulle is ook gered, maar hulle was nie soos generasie 1 so uitverkoop aan God gewees nie. Goed, hulle het nie daai dade, daai wonderwerkies so onmiddellik beleef nie. Hulle het herinneringe aan wat die Here gedoen het. Rigters 2 vers 7, wat ons nou gaan lees ook, wys dit nogal vir ons uit. Maar generasie 3, hoe werk dit? Rigters 2, blaai net aan, net so twee bladsye aan, dan sien ons hier in Rigters 2 vanaf vers 6,
Nadat Josua die volk laat gaan het hulle die land gaan verower en daarna elkeen na sy grond toe gegaan. Rigters 2 vers 6. Solank as Josua geleef het die volk die Here gedien. Dit was ook nog so terwyl die leiers geleef het wat vir Josua oorleef het. Hulle het nog al die groot dade beleef wat die Here gedoen het om vir Israel te help. Josua seun van Nun en dienaar van die Here het 110 jaar oud geword, hy het gesterf en hy is begrawe op sy grond in Timnat-Geres op die Efraimsberge noord van Gaasberg. Dit staan ook in Josua 24. Al die mense van sy leeftyd het gesterf. Hierdie mense het gesterf. En die volgende geslag se mense het nie die Here geken nie. Hulle het ook nie geweet van sy groot dade wat hy gedoen het om vir Israel te help nie. Wat 'n hartseer geval. Bedoel, ken die Here gered. Weet van die Here gered. Ken nie die Here nie gered nie. Hoe het dit gebeur? En hoe gebeur dit in ons lewe vandag? Hoe lyk dit in ons kerk vandag? Hoe lyk dit in jou lewe vandag? Hoe gebeur dit dat 'n oupa se kleinkinders nie die Here ken nie? Hoe gebeur dit dat as jy dink aan aflos, wat sê maar ons moet om die baan hardloop met die stokkie. Hoe gebeur dit dat die stokkie aangegee word baie mooi na hierdie generasie toe, maar hierso val hy plat? Nou daar is sekerlik baie dinge wat ons kan sê daaroor, maar dit is duidelik dat hierdie generasie nie so heeltemal so uitverkoop was aan God soos wat ons gedink het hulle is nie. Of wat hulle gedink het hulle is nie. En ek gaan nou vir jou verduidelik hoe lyk elke stoelik as dit daarby kom. So generasie 2 of kom ons sê, weet, dalk was dit 'n ding van toewyding. Dalk, ons weet nie, dalk het die Lewiete. Levitikus 19 praat daaroor dat die Lewiete moet vertel van die wonderdade wat gebeur het in die Here se lewe. Dalk het al hierdie feeste en gedenke en herinneringstekens aan God het dalk net sulke formaliteite geword. Dalk het die oproep in Deuteronomium 6. Daar wat ons 3 weke terug oor gepreek het waar die Here sê, maar skerp hierdie dinge in by jou kinders. Leer hulle as jy op pad is. As jy eet, voor jy gaan slaap, as jy opstaan, vertel vir hulle. Dalk het dit nie gebeur nie. Dit kan ook wees dat as gevolg van swak kennis, bedoel hierdie generasie moes nou gaan veg verder om hulle gedeelte van die land te kry. Dit was verdeel, maar hulle moes nog die mense wat daar gebly het, die Kanaaniete gaan oorwin. Maar hulle het nie, ons gaan lees in Rigters 1, hulle het dit nie gedoen nie. Hulle het vir die volk gesê, vir die Kanaaniete, bly by ons. Dis okay. En dan was daar Baal en Astaroth, en dit was die vrugbaarheidsgod, en ek dink dit het baie aantreklik gelyk vir hierdie mense. En hulle het God net nie meer geken nie. Maar wat sleg is dat hulle het nie eens geweet van God se werke en sy wonderwerke. Hulle het nie geweet van die manna en die kwartels en van die Rooi See en die Rietsee en die Jordaan en Jerigo. Hulle het nie geweet daarvan nie. So hoe lyk dit vandag, gemeente? Want die kanse is baie goed. Hoor nou, die kans is baie goed dat as jy in 'n generasie 1 huis groot geword het, in 'n gelowige huis groot geword het, is die kans baie goed dat jy gelowig gaan wees. Dat jy die Here gaan ken. Dit gaan. Jy gaan gelowig wees. Nee, generasie 2 is die wat sien wat hulle ouers doen en hulle daarvan gehou, nee, hulle ouers se lewenswyse het hulle aangespreek. Ja, die dinge gegroei, maar hulle was nie so uitverkoop nie. En soos jy groter word, was nie so erg deel van jou lewe nie. Nee, as kind was jy deel saam, weet dit wil amper al voorkom of generasie 2 so half gelink was aan generasie 1 se geloof. Reg? Weet generasie 2 doen wat generasie 1 gedoen het, nee, hulle was saamgetrek, nee, hulle
sien ouens wat hulle saam erediens toe getrek, gemeentekampe toe, nê. Hulle is by die katekisasie, want die ouers sê so. Jy glo, maar nie heeltemal soos jou ouers dalk nie. Generasie 2 is die ouens wat die Bybel lees, nê. Hulle het kennis. Hulle bid, hulle gaan kerk toe, gewoonlik. Maar as hulle by die kerk kom, gemeente, dan sit hulle en baie keer dan word daar oor geloof en Christene gekritiseer. Ja, hulle sê dit is nou wonderlik en als, maar nie so baie lus om vandag dit te doen nie. Weet julle wat gebeur? As generasie 2 kinders kry, wat generasie 3 is, gaan hulle ook kerk toe. Hierdie ouens gaan ook kerk toe, want hulle word saamgesleep saam met hulle ouers wanneer hulle gaan, of wanneer hulle geloof uitleef. Maar hulle sê, kyk hoe kritiseer die mense die kerk, kyk hoe kritiseer hulle die geloof. Ek wil nie hiervan deel wees nie. Met ander woorde, hulle sien, dis wat kerk is. En hulle weet nie eers van daai generasie wat geleef het, of wat daar gebeur het nie. Hoe lyk dit? En hierdie is 'n groot voorbeeld. Jy is saam met jou sussie agter in die kar op pad kerk toe. Nee, dis net 'n voorbeeld en jy kan dit inkleer in jou lewe soos wat jy wil. Julle is op pad kerk toe. Jou ma en jou pa sit voor en hulle beklei soos kat en honde. En hulle raas met mekaar en jy sit en beleef dit. En dan ek gaan die storie nou baie opblaas. Net vir die voorbeeld oor hoe ons dit baie keer doen en hoekom generasie 3 dalk is wie dit is. En as jy by die kerk kom, sê die pa van die ma, nee, shut up, ons is by die kerk. Nee, jy het hom uit. Jy altyd beklei. Jy maak vir jou ma die deur oop. Van die Bybel. Môre? Ja, Here is goed vandag. Alles is fyn. Alles is fyn, dis wat gebeur. En dan kom jy in die kerk en die dominee preek dan baie mooi oor die sinvolheid van die Bybel en hoe gebed daarmee saam is. En nou is dit ook so dat jou pa toe nou jou katekisasie onderwyser is. En die dag se les gaan toe nou ook oor die Bybel, nê, en hoe goed die Bybel is en hoe ons met liefde vir mekaar leer en hoe versoenende boek is dit en hoe gebed en die woord by mekaar aansluit. En na kerk klim jy weer in die kar. Jou pa maak die deur oop vir jou ma, jy klim in. En die fight gaan aan. Nee, het nie opgehou nie. Kom jy by die huis? Maak jy pa nie die deur vir jou ma oop, want niemand sien jou nie. Vat die Bybel, gooi hom op die kas neer. Volgende Sondag skree die oggend in die huis, "Hey, wie het my Bybel gevat? Ek het heel week, ek het hom nie gesien nie." Generasie 3 sien seker goed raak. En ek het dit nou opgeblaas, heeltemal. Sien seker goed raak. Ek het nou generasie 2 en sê, as dit die kerk is, as dit Jesus Christus se navolgelinge is, dan wil ek dit doen nie. Gandhi het dieselfde gesê. I like your God, but I don't like the followers of your God. Wat is lief vir die uit nie? Ek vergeet om te sê net, hierdie beeld het ek geleen hierdie week by 'n ander predikant by Bruce Wilkinson. Het my baie gehelp om hierdie te verstaan. So, kom ons kyk 'n bietjie na die verskillende generasies. Hoe speel dit uit? Hoe lyk die verskillende stoele? Hoe sien jy God ook na aanleiding van ons teks? So, generasie 1, ek moet my stoel reg kry want anders is verkeerde generasie mee. Generasie 1 sê 24 uur van die dag, 7 dae van die week. Ja, ons beleef God. Hulle sien wat hy doen. Hulle het eerste handse ervaring van sy krag. Die mense in die stoel sê, God het my verlos. Maar weet jy wat, dis nie waar dit bly nie. Ek ervaar hom. Ek het hom gister ervaar, ek ervaar hom vandag. Hierdie mense, die resultaat hiervan, gemeente, is dat hulle is absoluut oortuig, absoluut uitverkoop en hulle is bereid om groot stappe te vat in geloof. Generasie 2, hulle tweedehandse kennis van God se dade. Nee, hulle het dit gesien en hulle het dit gesien
nee, sê Rigters 2, en hulle het kennis daarvan. Hierdie is 'n opsie van wat gebeur het, gemeente, maar dis hoe dit lyk in ons dag vandag. Hierdie generasie tap in by die vorige generasie. Ons doen dit wat my voorouers het dit so gedoen. Dis maar wat ons doen. Dis 'n gesonde gewoonte. Maar beleef God nie noodwendig hier en nou nie. Dis die tipe mense wat baie keer vassak net by hoe hulle tot bekering gekom het en dis waar dit bly. Jakobus praat ook daarvan, jy het geloof, maar die dade word nie so lekker gesien nie. Die resultaat is dat hierdie groep sit met godsdiens. Net leerstelling, dogmatiek. En die resultaat is dat hulle net bereid is om medium risiko's te neem. Generasie 3 aan die ander kant het geen kennis van God nie. Uit die aard van die saak nie. Ook geen ervaring van wat hy doen nie. Die resultaat is dat hulle op hulle eie opinies aangewese is en self besluite neem. Op grond van wat hulle dink goed is. En natuurlik is daar geen geloofsrisiko's nie. Okay, dis nie net die nie. Dawid. Salomo sy seun. Rehoboam sy seun. Dawid, absoluut uitverkoop aan die Here, nê. God kom eers in sy lewe. Al maak hy baie foute, hy bely dit, nê. En sê vir die Here, Here, ek was fout, jammer daaroor. Dawid se motivering in die lewe is om God eers te stel. Wat sal God dink? Generasie 2 is Salomo, ook God gedien, maar hy het sy geloof so 'n bietjie laat gaan, so 'n bietjie ontbloot, mens maar sê. Salomo se motivering is om ander tevrede te stel. Wat sal mense dink? Generasie 3, Rehoboam, wil niks met God uit te waai nie. Geen hart vir God nie, verwerp wysheid. Sy motivering is om homself tevrede te stel. Wat dink ek? En weet julle wat het hierdie groep gedink? Gaan lees maar in Rigters 2 vanaf vers 15, Rigters 2 vanaf vers 11 en verder. Ek kan dit vir julle lees. En daar staan, en die volk Israel het die Baals begin dien. Hulle het God getart en het heeltemal die pad byster geraak. Besluit vir myself wat is goed. Ja, hierdie God lyk lekker aantreklik. Kom ek volg hom. Nee, dis wat gebeur. Goed. Net 'n paar punte nog. Generasie 1, primêre belangstelling. Lief vir die Here, lief vir die mense. Dien hom, dien mense. Julle dink julle ken dit is redelik algemeen net. Verstaan mooi, dis sê nie hulle het nie foute nie. Natuurlik het hulle foute, maar hulle bekeer tot die Here. Generasie 2 sê weer, hulle primêre belangstelling in die lewe is voorspoed. Soek sukses in die lewe, maak nie saak wat dit kos nie. En hierdie generasie het gewoonlik te doen met 'n liefde vir geld, sê navorsing. En generasie 3 sien dat hulle nie uitverkoop is nie, want uitverkoop aan iets anders. God is 'n bietjie op die agtergrond. En dis wat gebeur met generasie 3. Ek dink jy verstaan die boodskap. Hierdie mense se primêre belangstelling is self. Soek en doen dinge wat hulle sal gelukkig maak. Sien jy hoe die skuif plaasgevind het van God, voorspoed na self, nê? Kom ons kyk 'n bietjie hoe lyk die fondasie van hierdie mense se lewe. Hierdie ouens, skrif. Die Bybel is die bepalende faktor vir my lewe. Hierdie ouens sê die fondasie van my lewe is ander mense. Volg ander mense se gedrag in hulle lewe. Maar nog nie God nie. So hulle sien wat ouers gedoen het, ek doen wat ouers gedoen het. Maar God sê nee, doen wat ek wil hê jy moet doen. In die tyd waarin ek jou gesit het op te plaas. Generasie 3 se fondasie vir die lewe is die gemeenskap. As jy wêreld dit doen, dan is dit aanvaarbaar en jy sien dit gebeur in Rigters. Reg? In Rigters gaan hierdie ouens in weet nie van God nie. Sien goed, hierso aanbid ons Baal en Astaroth. Ons gaan dit ook doen. En vandag sien jy wat gebeur met hierdie generasie. Dis wat ons navolg, dis wat hulle doen. Hoe sien die mense die skrif? Hierdie mense, generasie 1, sien die skrif, is oortuig dat dit die lewende woord van God is. Nee, dis wat ons bely, wat rigting gee in die lewe. Die Bybel is lewegewend, lewensveranderd, en jy moet dit dag en nag oordink. Nee, Dawid het dit gedoen. Hey, aan die veld, dan oordink hy die woord dag en nag. Hierdie mense sê, ja, nee, ons stem saam, die skrif is die woord van God, maar dit is bietjie aanpasbaar by die situasie, en dit bring gerusstelling, maar daar's nie verandering nie. Dit is 'n lees jou Bybel, bid elke dag ding, maar dit is nie 'n oordink die ding wat ek gelees het nie. Lees jou Bybel, dis wat jy moet doen. Hierdie mense oor die skrif sê, dis 'n argieweboek,
vir 'n bepaalde tyd gewees? Ek lees dit nie. Goed, wat sê hierdie mense oor gebed? So is 'n diep aanhoudende gesprek met God. Aanleenlopend. Hierdie ouens oor gebed sê, ja, ons bid. Dis 'n rympie, partykeer, voor jy eet. Dis 'n gewoonte ding. Maar sien jy as 'n gesprek nie. Hierdie mense natuurlik oor gebed sê, glo nie gebed nie, behalwe as daar 'n krisis kom, dan bid hulle. Né? Dan bid hulle. Maar andersins nie. Goed, wat sê hierdie mense? Kom ons kyk gou hierdie mense se siening van God. Hulle sien hom as die lewende skepper van hemel en aarde wat betrokke is en ingryp in my en jou lewe. Hulle sien hom as die een as 'n vriend, as 'n diep verhouding met hom wat ons deurlopend ervaar. Hierdie ene sien God as die een wat red, maar hulle ken hom net as 'n leerstellige persoon. Hy's nie dogmatiek opgevang, dis wie hy is. Hierdie persone sê, wel oor God, ignoreer hom. Wat sê hierdie mense oor Jesus Christus? Hulle sê, Here van my lewe, oor elke aspek van my lewe wil ek Jesus Christus dien. By die werk wil ek hom dien, in my gesin wil ek hom dien. Ek wil hê my kinders moet na my kyk en sê, my pa dien die Here gereeld. Hierdie mense sien hom net as 'n verlosser. Hy is my gered van my sondes, maar dit verander nie in hulle lewe nie. Hierdie mense sê, hy was 'n baie goeie leier gewees. Want hy was. Laaste een, werk. Hoe sien hierdie mense werk? My werk is my voertuig wat God gebruik vir my om by mense uit te kom. My werk bring vir my voorspoed. Dis 'n manier vir my om geld te maak en voort te kom in die lewe. Geloof word geïgnoreer. Met ander woorde, dis 'n ding wat ek aftik Sondag. Ek doen dit Sondag, ek doen dit in die oggend, maar dan gaan ek al my werk want ek moet geld maak, die dinge moet in die gang kom. Maar ons vergeet van God. Maar God sê is 'n voertuig. Jou lewenstaak is wat ek vir jou gegee het en die bepaalde werk wat die Here vir jou gegee het, is die voertuig hoe jy dit doen. Hierdie mense oor werk sê, my werk is 'n manier om myself te verryk en voorspoed. Hoe lyk dit as hierdie mense getuig? Generasie 1 sal opstaan en sê, weet julle wat, ek moet vir julle getuienis vertel, gister lees ek Filippense 2 en ek moet 'n ligdraer in die wêreld wees en ek weet ek moet uitkyk wees vir dinge en gister was ek by die winkel en ek sien 'n ou, ek loop 'n ou toe raak daar by die winkel en ek sien hierdie ou het regtig waar nood, dis 'n vriend van my. En ek weet hy's in die knyp en ek sê vir hom, hoor, jy moenie worry oor die rekening nie. En hy vat nog sy pakkies vir my en laai dit in die kar en hy's bewoe, hoekom doen jy dit? Hy sê, weet jy wat, Christus wil nie jy moet honger ly nie. Jy's 'n geloofsvriend van my, hy wil nie jy moet honger ly nie. Hierdie ouens staan op en sê, 14 jaar terug het ek tot bekering gekom. Dis great, jy moet dit ook doen. Hierdie ouens staan op, as kom by geloofdinge of spirituele dinge, sal hulle sê, weet julle wat, ek het hierdie week 'n wonderlike ding geluister van 'n CEO wat gepraat het oor hoe ons geld moet hanteer. Weet ek, kan jy sien hoe gebeur dit dat die stokkie op die grond val? En hierdie ouens sien dit raak en ek weet nie waar sit jy vanoggend hierson nie. Maar hierdie ouens sien nie dit raak nie. Wonderwerke. Ag, julle, wonderwerke. Hierdie mense beleef wonderwerke elke liewe dag. Hulle is op die uitkyk daarvoor, en hulle sal sê, weet jy wat, 'n gesprek sal wees oor, kom ons sê Jerigo se mure. Jy sal nie glo nie. Jerigo se mure het platgeval en God het dit laat platval, Ons kon inkom daar. Dit was wonderlik, Ons eer die Here daarvoor. Pa, weet, waar kom ons vandaan? Wat het gebeur? Weet jy, ons het om die muur gestap en ons het hard geskree en toe val die mure om. Dis nie verskil, daar was nie verwysing na God gewees nie. Hulle sê nie dit was God gewees wat die wonderwerk gedoen het nie. Hierdie mense verander die lewe. Hulle is God se wonderwerke vandag, Jesus Christus se hande en voete. Hierdie mense is net deel van die lewe. Dinge geloof is dit dalk die probleem van die lewe, ek weet nie.
Kan jy sien die verskil hoe hierdie goeders uitspeel? En nog iets bygesê het hieroor. Wonderwerke gebeur steeds vandag. Wonderwerke is iets wat in die Bybel gebeur op 'n sekere tyd. Ja wel, ons lees nie die Bybel nie. Ons weet nie van die wonderwerk nie. Ons weet nie wat gebeur het nie. Maar mense, kan jy dink hoe moet dit wees dat God hierdie groot goed gedoen? Josua 24 vers 1 tot 13, dis wat God gedoen het. Abraham, Egipte, Rooi See, wolkie vuurkolom, Jordaan, Jerigo, Amorite. Hierdie ouens weet nie daarvan nie. Dit is nie belangrik genoeg. Iets anders was belangrik geweest vir die ouens wat nie uitgekom het nie. Wat is doel sit jy? En dis 'n harde vraag vir jouself om te vra. Wat is doel sit jy? Want generasie 1, as ons moet sê wat ons teks sê, dan sê dit wat jy moet doen as jy 'n generasie 1 persoon is herverbind is die woord, nee, hercommit. Ek en my huis sal die Here dien. Hy het dit die hele tyd gesê, maar hy sê dit weer. En as jy vanoggend sê ek sit in hierdie stoel, sê dit weer, ek en my huis sal die Here dien en verander die wêreld. Want God stuur jou om dit te doen. Jy is die wonderwerk vandag. Dis of wat ons sê as ons sê ons is Jesus Christus se hande en voete. In hierdie gedeelte herëvalueer waar jy is. Sien wat van jou geword het. Openbaring 2, Openbaring is wonderlik, nê. Onthou hoe ver jy teruggeval het en doen weer die eerste liefde. Hê my weer lief, nie goed lief nie. Hê die God van goed lief, nie die goed van God nie. Weet in Openbaring 3 vers 16, as hy skryf van die gemeente in Laodicea, dan sê hy, julle is nie warm nie, julle is nie koud nie, maar nou is julle lou. Pas op dat jy nie uitspoeg nie. Maar is die troos julle, die Here sê nou in daai ding, ek doen dit want ek is lief vir julle. Hy is lief vir hierdie generasie, hy is lief vir hierdie generasie, hy is lief vir hierdie generasie, en hier is die generasie waar die Here wil hê ons moet sit. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Wil ek dit by jou huis? Wat is jou motivering in hierdie lewe vir hoe jy hierdie goeders doen? Gemeente, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die nageslagte om te kom, om die stokkie oor te gee. Ons kan nie anders nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om Jesus Christus uit te leef in ons huise, want dis die boublokke van 'n gemeenskap. Ons het nodig om dat hierdie generasie en hierdie generasie die wonderwerke sien wat gebeur. Hierdie ouens glo nie wonderwerke nie, want hulle sien nie wonderwerke gebeur in hulle ouers se huise nie. Want die ouers herken dit nie. Dis lak wat gebeur, maak dit gekry. Dit is dit het maar net so gebeur. Nee, dit was God wat dit gedoen het. Hy is tog beheer van elke oomblik van my lewe. Ek sluit af. Met net Christus kan die vrede bring wat ons en ons kinders en die nageslagte hierna, want dit gaan nie makliker raak nie. Openbaring sê vir ons, dit gaan moeiliker raak. Ons nageslagte het die vrede nodig. Anders gaan hulle opgeraap word deur die gemeenskap, want hulle leen hulle ore uit in die gemeenskap. En hierdie het nie te doen met ouderdomme hierso nie. Dit sê nie die ou mense sit hier vandag, die middelmatige mense weet die 40 tot 60 sit hier en die jonge kinders sit hier nie. Nee. 'n kind kan hierso sit en 'n ouer kan hier sit. Dis die mooi van hoe 'n kind as jy die geloof uitleef by die huiskinders en jy vra vir jou pa die regte vrae en jy sê vir jou pa, "Ja, maar ons moet 'n bietjie kerk toe gaan." Kan dit verander. Dit skuif heeltyd. En net dalk, gemeente, moet gesinne en spesifiek paas weer sê, ek en my huis sal die Here dien. Anders maak ons die generasie 3 kinders groot. En dan weet ons waar ons sit met dit. Dalk moet jy vandag as 'n generasie 2 persoon vir hierdie mense sê, jammer. Dalk moet jy dit doen. Dalk moet jy 'n bietjie harder praat. Dalk moet jy 'n generasie hierso sê, "Jesus, dankie vir wat julle gedoen het. Maar ek wil hier kom. Deur die Gees bid ek, weet en dan bid jy tot die Heilige Gees en tot God die Vader en sê, Here,
dis wat ek wil wees, nee, ek moet myself herevalueer. Ek sien daar is 'n ander liefde in my lewe wat groter is as U en enigiets wat groter is as God, is 'n afgod. Sodat die generasie nie verlore sal gaan nie. Gemeente, kom ons stop vanoggend hierso. En kom ons gee geleentheid nê, ook nou vir 'n bietjie nadenk hieroor. En die stoele is spesifiek rooi sodat hy staan. Nadenk oor waar jy sit. En dit is ons klein word voor die Here. En dit is hoekom ons doop en nagmaal so gereeld vier ook as herinneringsteken van wat die Here gedoen het, maar dat dit my lewe moet verander hier en nou. En doen bietjie nadenke daaroor. Bietjie stil gebed dalk. Oor waar is ek? Dalk weet jy van iemand wat hierso sit en jy moet vir hom bid. Dat die Gees sy lewe sal omkeer. Dalk weet jy iemand wat hierso sit wat net soos lou is en net 'n koffiegesprek nodig het. Dis die praktiese hiervan. En kom 'n bietjie nadenke. En ons kom onder die indruk van wie God is. Vir wat hy gedoen het in my lewe, wat hy gister gedoen het, wat hy vandag sal doen en môre. En dan as ons daarmee klaar is, dan antwoord ons en ek sal vir ietjie die teken gee. Dan antwoord ons met Skrifverryming 11:2 wat sê Jakob, hoor nou luister, Israel, gee ag op wat die Here sê. En dan gaan ons die seën uitspreek en dan weer die afkondiging. So kom ons vat dit 'n paar minute. Raak die doodstil, kom onder die indruk van God en wat moet gebeur hierso. Iets wat ek moet net by sê, ons het nou gestop hierso, maar hierdie generasie obviously sal daar bekering moet plaasvind. Maar dit is in liefde. En moet nooit dink dat hierdie ouens is beter as hierdie ouens, hierdie ouens beter as hierdie ouens. Hierdie is alles net genade. En ek wil net dit gesê het want ek het nou vergeet om dit te sê. Weet jy, kom ons bid saam. En dan antwoord ons met Skrifverryming 11:2. Ons sal staan daarvoor, dan gaan ek die seën uitspreek en dan die afkondiging. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, op hierdie oomblik in ons lewe word ons gekonfronteer met 'n sitplek. Here, en ons is oortuig, ons is uitverkoop aan die evangelie. Ons glo in U. Jesus is die Here. En die wat met die mond bely dat Jesus die Here is en met die hart glo dat hy uit die dood het opgestaan het, sal gered word. Vader, ons glo dit. Ons wil hê dat die generasies wat kom dit ook moet glo, want U is ons vrede. In U alleen is daar rus. Maar Vader, in die manier hoe ons leef baie keer, doen ons afbreek aan daai boodskap. Is ons nie die wonderwerke wat U wil hê op aarde moet plaasvind nie. Vader, vanoggend bid ons vir die wat verklaar, ek en my sal die Here dien en dit doen. Dat hulle self bevestig en as gesin en as individu en as familie dit sal vier en dit sal leef en sal bely en sal aanhou om die lewe te leef tot eer van U naam. Vader, ons bid vir die wat dit net sien en dit net ken, dat U ook in hulle lewe 'n herevaluering sal laat plaasvind van waar hulle is. Vader, en dit wat U ons gemeente mee geseën het 'n paar jaar terug oor Openbaring 2, dat ons sal onthou hoe ver ons teruggeval het en dat ons weer die eerste werke sal doen, die eerste liefde, dat ons U sal lief hê en sal dien soos wat U wil hê ons moet. En Vader, ons bid vir die vanaand of vanoggend wat U nie ken nie, wat nie U werke ken nie, wat nie weet van Jesus Christus en die opstanding of wat dit nie glo nie. Vader, dit is so 'n moeilike saak in ons lewe vandag. Want ons weet dat dit U is wat deur die Gees mense oortuig en dat mense se gees ontvanklik moet wees daarvoor. En ons leef in 'n wêreld wat so aanloklik lyk, Here. Want dalk is dit, Vader, wat ons U baie keer as 'n God van ons voorvaders beleef en nie 'n God hier en nou wat besig is met ons in hierdie lewe nie. Vader, dankie dat U vir ons almal lief is. Dankie dat U ons almal intrek en wil intrek. En dankie dat U ons gebruik daarvoor.
Mag ons as gemeente ook onsself stoel, Here. Mag ons as gemeente 'n lig op 'n berg wees wat uitverkoop is aan die Here. Wat sê dat ook ek en my huis, hierdie huisgesin van Bellville Oos sal die Here dien. Omdat ons sien wat U besig is om te doen, Here, en ons sien wat U besig is om te doen, en ons prys U groot naam daarvoor. Ons bid dit in die naam van ons verlosser Jesus Christus. Amen.